Goeiemôre geliefde, baie welkom op hierdie pragtige sonskyn Saterdagoggend. Geselskap. Die geselskap waarin jy is. Nou daar's 'n baie bekende feit is dat ons gedagtewêreld 'n baie sterk invloed op ons het. Wanneer jy jou gedagtes met positiewe gedagtes vul, sal jou hele lewe begin verander. En dit beteken, geliefde, dat ek en jy ons moet omring met mans en vroue, met mense wat glo dat daar 'n toekoms vir hulle gesinne, vir hulle families in hierdie land is. Hoekom sê ek dit? Want ons dien 'n God wat 'n optimis is. Hy's nie 'n pessimis nie. Kom ek lees vir jou wat sê die Here vir ons juis in Johannes 10 vers 10, hy sê, die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Hy sê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle lewe in oorvloed kan hê. Paulus sluit hierby aan, as hy in 1 Korintiërs 15 sê, laat julle nie mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Daar's 'n baie bekende verhaal in die Bybel, gaan lees hom gerus maar weer. Die verhaal in Lukas 19. Saggeus klim in 'n willevyeboom, 'n baie kort mannetjie, om die Here te sien. En miskien was dit so dat toe hy in hierdie boom klim, hy al reeds baie bewus was van sy sondes. Veral toe Jesus hom in die huis besoek. En op grond hiervan het Saggeus gesê, maar Here, ek sal 4 keer meer terugbetaal, waar ek van mense gesteel het. En dan hierdie baie bekende, aangryplike woorde van die Here Jesus, in Lukas 19 vers 9, hy sê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom. Onthou, in die Bybel sê vir ons baie duidelik, God het alle mense lief. Die Bybel sê nie God oordeel positief, net oor die rykes en oor hulle wat gearriveer het nie. Nee. Die Bybel sê vir ons, God het my en jou oneindig lief. Van die grootheid, vul ons
Here Jesus, help my met die regte mense te omring. Negatiewe mense trek ons af en ondermyn ons kreatiwiteit en ons visie vir ons. Amen. Liefde, mag jy saam met my 'n wonderlike dag. Jy mag hierdie eenvoudige boodskap jou ook vanmôre positief vul met God se genade. Sy wil môreoggend